1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Die verlore skaap. Jesus het baie van stories gehou. Hy het stories vertel om mense te help verstaan hoe God is en hoe God wil hê ons moet lewe. Hierdie stories noem ons gelykenisse. Eendag het baie tollenaars en sondaars, mense wat verkeerde dinge gedoen het, na Jesus toegekom om na hom te luister. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes wat gedink het hulle is beter as ander mense, het hieroor gemor. Hulle het gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet nog ook saam met hulle. Hulle kon nie verstaan hoekom Jesus tyd sou spandeer het met mense so sleg soos hulle nie. In hulle oë moes 'n goeie godsdienstige leier sulke mense vermy. Maar Jesus het geweet wat hulle dink en hy het besluit om 'n storie te vertel om hulle te help verstaan hoe God voel oor mense wat weggedwaal het. Watter man onder julle het Jesus gevra, wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is totdat hy dit kry nie. In daardie tyd was skaapwagters baie algemeen. Baie mense het skape gehad en hulle het verstaan hoe waardevol elke skaap was. As 'n skaapwagter 100 skape gehad het en een het weggedwaal, sou hy baie bekommerd wees. Daardie een skaap kon in gevaar wees. Dit kon deur wilde diere aangeval word, of dit kon val en seer kry, of dit kon verdwaal het en nie kos en water kry nie. Jesus het voortgegaan met sy storie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en sy bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat weg was. Jesus het beskryf hoe die skaapwagter nie net die verlore skaap sou soek nie, maar hoe hy bly sou wees wanneer hy dit gekry het. Hy sou so bly wees dat hy die skaap op sy skouers sou sit en dit heelpad huis toe dra. En wanneer hy by die huis kom, sou hy so opgewonde wees dat hy al sy vriende en bure sou roep om saam met hom fees te vier. Toe het Jesus die betekenis van die storie verduidelik. Ek sê vir julle dat daar net so blydskap in die hemel sal wees oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Jesus het vir die Fariseërs en die skrifgeleerdes gesê dat God soos daardie skaapwagter is. God gee om vir elke persoon, veral die wat weggedwaal het. Wanneer iemand wat verkeerde dinge gedoen het, besluit om terug te draai na God toe, is daar groot blydskap in die hemel. Dit is hoekom Jesus tyd spandeer het met tollenaars en sondaars. Hy wou hulle help om terug te draai na God toe. Hy het hulle nie veroordeel of vermy nie. Hy het hulle liefgehad en hulle gehelp om te verstaan dat God hulle ook liefhet en wil hê dat hulle moet terugkom na hom toe. Hierdie storie wys vir ons hoe God voel oor elke mens. Niemand is so ver weggedwaal dat God nie omgee nie. God soek na die wat verlore is. En hy is baie bly wanneer hy hulle gevind het. En God wil hê dat ons ook so moet wees. Dat ons moet omgee vir mense wat weggedwaal het en hulle moet help om terug te kom na God toe. Onthou dat God jou liefhet, net soos die skaapwagter sy verlore skaap liefgehad het. Al dwaal jy soms weg of doen jy verkeerde dinge, God soek jou steeds en wil hê dat jy moet terugkom na hom toe. En wanneer jy terugkom, is daar groot blydskap in die hemel. Fluit, fluit, my storie is uit.